Goeiedag, liewe vriende. Ons staan aan die einde van lydenstyd, op die drempel van Palmsondag en Heilige Week. En hierdie is 'n tyd waar die tempo van die lewe natuurlik met die voorbereidings vir die Paasvakansie, maar ook van die evangelie stadiger en ernstiger word. Ons hoor nie net meer wat gebeur het nie, maar ons word uitgenooi om self saam te stap. Ons beweeg saam met Jesus na Jerusalem, na die skare en na die kruis. En vandag word ons herinner, die koning wat kom, is nie 'n koning wat mense verwag het nie. Sagaria 9 vers 9 skryf die profeet, eeue voor Jesus se geboorte, kyk, jou koning kom na jou toe, nederig, en hy ry op 'n donkie. Wanneer Jesus uiteindelik Jerusalem binnegaan, gebeur presies dit. Maar dit is nie die soort koning wat mense verwag het nie. Hulle het 'n sterk politieke leier verwag, iemand wat die Romeine sou oorwin, iemand wat mag en beheer sou bring. Maar Jesus kom anders. Hy is nie op 'n oorlogsperd nie, maar op 'n donkie, nie met geweld nie, maar met sagmoedigheid, nie om te verower nie, maar om te red. En dit is die verrassende waarheid van die evangelie. God se krag word sigbaar in nederigheid en liefde, in opoffering. Die pad na die kruis lyk vir die wêreld daar buite so swakheid, maar dit is juis daar waar God se grootste oorwinning plaasvind. En dalk is dit waar hierdie boodskap ons die diepste raak. Ons verwag ook soms dat God op 'n sekere manier moet werk, sterk, sigbaar, dadelik en nou. Maar Jesus wys vir ons 'n ander pad. 'n Pad van vertroue, 'n pad van oorgawe, 'n pad van liefde wat bereid is om te gee, selfs wanneer dit iets kos. Die vraag is nie net, wie is hierdie koning nie, maar ook, hoe ontvang ek hom in my lewe, met my eie verwagtinge en met 'n oop hart. Soos ons komende Sondag met Palmsondag binnegaan, word ons nou genooi om hom weer te ontvang, nie net met ons woorde nie, maar met ons lewens. Want hierdie koning kom steeds na ons toe, sagkens maar met krag, nederig, maar as ons Here. Here Jesus, U is die koning wat anders kom. Leer my om U te ken, nie net in krag nie, maar in nederigheid en in liefde. Help my om U met my lewe te ontvang en te volg. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het saam met my en in hierdie lydenstyd gereis het. En dit is my gebed en my wens dat jy in hierdie heilige week vanaf Palmsondag tot en met Goeie Vrydag en Opstandingsdag die Here se goedheid en sy genade en liefde sal sien en ervaar. En dat jy dit ook sal deel met ander op jou pad. Tot volgende keer. Totsiens.